en met menslike selfondersoek, 'n kykie na binne, onder leiding van die Gees, oor God se wil vir ons lewe. Die interessante is, dat 1 Johannes 1 vers 5 sê, God is lig, en dan in dieselfde brief, in hoofstuk 4 sê, God is liefde. So kom ons maak die konneksie uit Johannes, wat daar skryf, is 'n oogpunt. As God lig is, en God is liefde, dan beteken dit, as die Bybel praat van lig, dan bedoel dit ook liefde. En daarom het ek toe die bekende opmerking van Jesus, waar hy sy disippels stuur na die bergpreek, sy saligsprekende, waar hy sê, julle is die lig. Kom ons vertaal dit dan so. Julle is die liefde vir die wêreld. 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Mens kan ook dan daar sê, so gee dit liefde vir almal in die huis. Laat julle lig of julle liefde so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke, julle liefde kan sien, en dan die hoofdoel van ons lewe. Die eer van God is die sin van ons lewe. Dat hulle julle liefde kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. En dit sê vir ons hoe belangrike element die liefde in die koninkryk van God is. Dis die bakermat, dis die styl, dis die vaandel, waaronder die kerk funksioneer, elke Christen. En daarom, kom ons sing die lied terwyl ons so sing, Jesus maak van my 'n sonstraal. Ons gaan hom 2 keer sing asseblief. Hy het net die 1 versie, ons sing hom 2 keer. Staan so. Baie dankie. Mag die liedjie ons help onthou dat ons moet skyn, en die manier hoe ons skyn is deur liefde. En as ons dalk nog twyfel oor die definisie en die inhoud van liefde, heel prakties, is dit waaroor die woord van die Here met ons kom praat, uit Matteus 22, welbekende gedeelte, enkele verse ook uit Johannes 15. Die tema van die oggend is liefde, en dan spesifiek hierdie woordjies, soos jouself. Soos jouself. Kom ons bid saam. Here ons God, as ons U as Vader aanspreek, as ons dalk nie 'n besef het van die heerlikheid van U as goddelike wese nie, dan weet ons, vaders, ouers, verdien respek. Verdien, as hulle God is soos U, aanbidding. Hulle verdien, U verdien, 'n kniel, 'n gebuigde hoof, 'n gebuigde siel, 'n hart wat kniel, uit eerbied
en onderdanigheid, maar veral ook in dankbaarheid. Want dit wat U gee as Vader, is ontsaglik baie en ontsaglik groot. Die eenvoudige woordjie waarmee ons opsom wat U gee, is die woord liefde. Soos U dit bewys het in die gee van Jesus as verlosser. Liefde soos U dit bewys het in die troos van die inwoning van die Heilige Gees in ons hart. Liefde soos U dit bewys in die feit dat ons vanoggend hier saam kan wees, nog 'n dag gegin, dalk nog 'n jaar gegin, saam met hulle wat almal die week verjaar. Dankie vir daardie genade. En as ons dan nou ons harte en siele, ons verstand buig voor U, dan is dit ook om aanspreekbaar te wees. Gee ons ook 'n leerbare gees, sodat ons die liefde kan verstaan en stelselmatig dan bemeester, sodat ons Vader, U, wat in die hemel is, verheerlik kan word. Amen. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die sluier opgelê het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om Jesus te toets. Meester, met ander woorde, hy herken Jesus se rabbieskap, sy leermeesterskap. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy toets vir Jesus of hy sy rabbieskap, sy leermeesterskap werd is. Jesus het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en profete. Hy sê eintlik die Ou Testamentiese boodskap en onderwysing kan in hierdie gebod saamgevat word. En op 'n latere stadium sê Jesus volgens Johannes se weergawe in Johannes 15, hierso moet ons lief hê, ons naaste lief hê soos onsself, maar in Johannes 15 kom dit bietjie anders na ons toe. Net soos die Vader my lief het, dis Jesus wat hy sê, het hy julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Hoor nou hier, dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê. Ek dink almal het dit nou al geweet, en ons weet dit ook. Maar hier kom iets anders. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Ons lees tot daar. Ek dink dit is algemeen bekend vir ons elkeen, dat Jesus in geen onduidelike taal en met die gebruik van baie beeldspraak en gelykenisse gepraat het oor God die Vader wat hom gestuur het se wil vir die mens se lewe. Ons teks sê dat die geestelike leiers van Jesus se tyd ook vir Jesus dan op hierdie punt op die proef wou stel en wonder om hom te toets of hy weet wat werklik belangrik is. Dit is nou natuurlik asof hulle geweet het. En of hy
God se wil reg verstaan en dan moet verkondig. Daarom kom hulle in ons teksgedeelte met hierdie vraag na hierdie nuwe rabbi toe wat op die toneel verskyn het. Rabbi, wat is die kern van alles wat God as ons skepper van ons verwag? Wat is die grootste gebod? Is hulle vraag. Wat is die wens of voorskrif wat God vir sy kinders het? Hulle wat sê hulle is aan hom verbind, deel van sy volk, deel van sy kerk. Nou oor al die eeue in alle lande, onder alle volke, is dit eintlik die vraag der vraag. Wat wil die Here? Wat wil my skepper met my lewe doen en wat wil hy hê? Hoe moet ek lewe? Wat is sy wil? En ek is seker ons elkeen het al baie nagedink oor die antwoord op hierdie vraag. Die antwoord, onomwonde duidelik, hier en elders in die Bybel op hoeveel plekke, is die woord liefde. Hier fokus ons nou vanoggend op die feit dat die Here die tweede tafel van die wet, ons liefde vir ons naaste, opsom, ook met beeldspraak om dit te verduidelik, jy moet jou naaste lief hê. En as die mense van sy tyd en ons sou wonder wat dit beteken, wat naaste liefde in die praktyk beteken, dan sê Jesus, kyk doodgewoon na die liefde wat jy vir jouself het. Ons ingeskape, natuurlike drang is om te oorleef, selfbehoudend te wees, selfhandhavend te wees. En hierop wil ek vandag fokus. Hoe lyk die natuurlik geskape mens? Want dit is die voorbeeld wat Jesus gebruik, soos ek van skepingsnature geneig is om sekere motiverings of behoeftes te hê. In daardie selfde mate waarop ek daarop gefokus is, behoort ek op my naaste gefokus te wees. Hoe lyk hierdie natuurlike, ingeskape selfliefde wat in ons elkeen is van geboorte af? Let wel, ek wil dit belangrik, hier is selfliefde nie 'n opdrag nie. Dis nie nodig dat Jesus hier sê jy moet jouself lief hê nie. Hy aanvaar dis 'n algemene waarheid van elke mens om daarop ingestel te wees om te oorleef en om die goeie te geniet. Nou vir hierdie doel, om dit mooi te verstaan het, ek gaan kers opsteek in die vorige eeu by 'n sielkundige met die van Maslow. Hy het 'n piramide van menslike behoeftes, ons sal dit nou wys, opgestel van die basiese tot die hoogste behoeftes of motiveringe wat letterlik elke mens wat op aarde lewe sal hê. Dit is hoe ons van nature deur God geskape is, en is wonderlik dat ook die psigologiese wetenskap ons kan help as Christene en as kerk om mooi te verstaan wat Jesus lank terug gesê het. Ek dink dis belangrik dat ons 'n gesonde selfverstaan kan hê, ook met die kundigheid van die sielkunde. Nou Maslow was nie volledig nie, hy het maar begin dink hieroor en die piramide opgestel. Daar is later verder nader gedink daaroor deur opvolgers en ander sielkundiges laat die vorige eeu, en daar's 'n bietjie aanvullings gemaak. Nou meer daaroor. Jy sien die mees basiese behoefte, en dan 'n volgende vlak in sy teorie is dat die volgende vlak se behoefte gaan nie vir jou as mens so belangrik wees voor die vorige vlak wat meer basies is, bevredig of vervul is. Dan beweeg mens na die volgende vlakke van behoeftes. Ek het gedink om ter wille van duidelikheid 'n kort oorsig oor hierdie 5 en die ander 2 drietjies wat bo is, net vinnig
saam met u deur te gaan, voor ons dit dan gaan toepas op dit wat Jesus sê, jy moet lief hê soos jouself. Ons almal is geneig om onsself so lief te hê. Nou wat moet ons onsself lief? Die eerste basiese een is die fisiologiese behoefte. En kom ons sê vir mekaar, dis die mees, mens kan dit ook noem, primitiefste behoefte. God het die mens, het nie sonde in die mens geskep nie. Ek het begin met Psalm 8. Psalm 139 praat van ons wat aan mekaar geweef is in die skoot van die moeder. God het na die skepping van die mens gesê, ook van die mens, en dit was goed. Hierdie basiese menslike behoeftes is as sulks nie sondig. Ek en jy is normaal as ons enige een van hierdie vlakke se behoeftes het. Moet ek dan nou skuldig voel as ek honger raak? Jy gaan daarop sê, nee, dis 'n basiese menslike behoefte. Moet ek skuldig voel as ek ontwikkel en het behoefte aan seksuele bevrediging? Nee, dis God geskape en die spesies moet voortgesit word. Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Moet ek skuldig voel as 'n skildery vir my mooi is of ek wil 'n mooi bedding in my tuin hê? Nee, God het die estetiese in ons ingeskaap. Moet ek skuldig voel as ek 'n behoefte het aan emosionele koneksie met vriende, 'n intiemer koneksie met 'n lewensmaat? God het ons mooi en goed gemaak. So het hy gesê. Ek en jy met al hierdie menslike behoeftes is beelddraers van God. Wees dankbaar oor jou menswees. Ek het Bernice West se liedjie, die Here het my mooi gemaak, ook die diens daarmee begin en gekoppel op Psalm 8. Maar hy het ons nie net liggaamlik mooi gemaak nie, ons is meer as liggaamlike behoeftes. En dit bring my by die tweede vlak van behoeftes, die behoefte aan veiligheid en sekuriteit. As jy nou brood het en al die goedjies, jy kan oorleef, dan kom die volgende vlak, nou wil ek veilig voel. Ons almal kan daarmee identifiseer in vandag se lewe. Ons wil sekuriteit hê, ons wil weet waar ons op daaglikse brood gaan kry. Gesondheid en mediese sorg, dink net hoeveel geld word aan mediese fondse spandeer. Stabiliteit in ons inkomste en by die huis. Dis die tweede vlak van die behoeftes. Die derde vlak is sosiale behoeftes. Ons is meer as net diere. Ons wil 'n koneksie met medemense hê. Mense verlang daarna om aan groepe te behoort, vriendskappe te hê, romantiese verhoudings, familiebande te hê, gemeenskapsdeelname, met ander woorde van betekenis in die groter groep, sosiale aanvaarding. En dis hoekom groepsdruk so 'n belangrike invloed op ons lewens baie keer het. Dis nie net kinders wat deur groepsdruk beïnvloed word nie, dis weens hierdie behoefte, ingeskape behoefte van alle mense. As ons na die volgende een toe gaan, die behoefte aan selfagting, ek sal sien dit raak my so bietjie nie meer abstrakt. Selfrespek, onafhanklikheid, prestasie en sukses, erkenning deur ander. Ek het iets bereik. Ek het wat daar's waardering vir my insette. Ek word selfs geprys vir dit wat ek goed gedoen het. 'n Gevoel van waarde en vertroue is hier belangrik. En volgens Maslow was die volgende een sy hoogste, die piek, die behoefte aan selfaktualisering, wat hy dit as volg: persoonlike groei, kreatiwiteit, doelgerigtheid, vervulling, en toe, as jy dan die volgende een wys, toe, as jy kundig is later hierdie 3 dingetjies bygevoeg, en u sal ook kan identifiseer, want u is soos elkeen ander wat langs u sit in die gebou vandag, het u ook daardie behoeftes, om van betekenis te wees, sal mens die top van die piramide kan noem. Mense het almal die behoefte om verstandelik gestimuleer te word, om nooit jou leerbaarheid te vergeet of
af te skeep nie. Die estetiese het ek al iets oor genoem. Die weet weer toe ons daar deur die plakkersgebied ry, dis mense wat hoofsaaklik funksioneer op die eerste 3 vlakke, daar baie van hulle, die basiese oorlewing, die veiligheid en die sosiale gemeenskapsbande, maar gaan kyk hoe lyk hulle erfies. Hulle kan nie die estetiese van 'n groen tuintjie en blommetjies daar hê nie, maar daar's nie 'n stoffie wat uit sy plek uit is, soos hy elke dag gevee word. Die estetiese, maak nie saak nie, dit is wel en lewend in alle mense en natuurlik dan dit wat Maslow was 10 enige Christen nie, wat nie rekening gehou word met die sensus divinitatis, die behoefte wat God aan elke mens gegee het aan transcendensie, om uit te styg bo jou menslikheid, of veral jou fisiese menslikheid, na 'n geestelike sfeer, 'n behoefte aan goddelikheid en kontak met die spirituele. Dit is hoe mense gemaak is. Hoe elke mens gemaak is. En as ons dan nou hieruit toepassings moet maak vir die Christelike etiek en die Christense lewe, dan is daar 'n paar sake wat ek wil uitlig in hierdie verband. Want Jesus het gesê, jy moet jou naaste gaan lief hê, soos jy van nature, hierdie hele piramide, geneig is om hierdie behoeftes in jou eie lewe te vervul. Moet jy nou jou naaste gaan lief hê. So ons het 'n belangrike maatstaf, wat ons in onsself sien, in ons eie behoeftes of motiverings, waarom ons goed doen. Ons hoef nie te wonder, wat moet ek nou met my naaste maak nie? Kyk na jouself en jou eie behoeftes en jy weet, hoe moet jy na jou naaste kyk? En daarom is die eerste belangrike wat ek wil uitlig. Hierdie, kom ons noem dit ego-behoeftes. Dit klink baie selfsugtig, maar dit is nie noodwendig selfsugtig nie. Dis ingeskape behoeftes wat tot bevrediging van jou menswees lei. God het jou nie 'n sondaar gemaak nie. God het nie sonde in die mens ingeskep nie. Ek en jy is normaal as ons hierdie behoeftes het. Ons hoef nie skuldig te voel nie. Dit het ek gesê. Ek en jy, na gees, siel en liggaam, is in die perspektief van God nie 'n stuk sonde, soos ons hier sit, of as ons gebore word. Hy het ons uitgedoen. Hy het ons geskape. Ek dink, dis die uitgangspunt, die eerste belangrike ding, wat 'n gelowige vir jouself moet sê. Die tweede wat ek wil uitlig, in die lig van Jesus se woorde in Matteus 22, is dit dat ons egter nou moet begin besef. Ek is nie al mens wat deur God geskape is met hierdie basiese behoeftes op al hierdie vlakke nie. Ons as mense deel 'n leefruimte, die aarde. Hier moet ons saamleef en alles gaan nie net oor my nie. En veral Christene behoort dit te weet. Ook selfs in die intiemste verhouding van die huwelik gaan alles nie net oor my nie. Ek is saam met iemand anders daar. Ek is saam met ander mense in 'n vriendekring, by 'n sportklub, saam met ander mense, burgers van 'n land. Ons deel die ruimte met mede-mense. En al hierdie ander mense rondom my het presies die basiese behoeftes aan vervulling soos ek dit het. Iewers met ander woorde, moet ek en my medemense wat dieselfde ruimte en tyd met my deel, begin onderhandel. Is dit nou my beurt of is dit jou beurt? My naaste moet gerespekteer word ook in hulle behoeftes. Ons sal moet leer deel. En op die harde manier moes ons 'n goeie voorbeeld in ons land se geskiedenis, ons het lank gevat om dit reg te kry,
geleer om te deel. Want ander mense en kulture het dieselfde behoeftes as ons. Dis die tweede ding. Die derde gedagte wat ek wil uitlig, en u gaan dit onmiddellik snap. Daar is dus 'n groot moontlikheid vir botsende begeertes tussen my en my medemens, maak nie saak wie dit is of wat 'n vlak nie, wat met waardigheid hanteer moet word. Ek en jy kan dalk op dieselfde stadium, by dieselfde plek, botsende belange hê. Skapie wat rondloop, soos ek gesê het, twee persone wat die skapie wil hê om 'n choppie op die vuur te kry. Wie gaan die skapie nou in die hande kry? Op die ou end hardloop die skapie gesond weg en die twee ouens maak mekaar dood. Daar's 'n oulike liedjie van Robbie Wessels oor die trantram, die tarantaal wat geskiet moet word met die pyl en boog, en dan kom die manne met die gun. En toe hulle gelukkig het die tarantaal al twee groepe gefnuik en weggevlieg, en toe braai hulle maar wors in die pan, en toe deel hulle maar die kos. Is 'n eenvoudige manier om te sê, daar's altyd dus in interpersoonlike verhoudinge die potensiaal van konflik, want ons is geskape met dieselfde dringende behoeftes wat roep om vervulling of bevrediging. En dis in hierdie verband wat Jakobus later ook die Christene waarsku, dat hulle nou anders moet wees as die wêreld, wat nie ander lande wil inpalm en ander mag wil hê nie. Hy sê julle begeer hierdie menslike goed, wat nie noodwendig verkeerd is nie, maar julle besit nig nie, maar julle beklei, dan pleeg julle moord, is vol julle siek, julle veg en maak oorlog, en dit help niks nie, want daar's geen wenner in 'n stryd nie. Daar's geen oorlog het geen oorwinnaar nie. So, dis normaal dat ek sulke behoeftes het. Ek hoef oor geen van hulle skuldig te voel nie. Ek moet weet ander mense, net soos ek met daardie behoeftes, deel die leefruimte wat ek het. Ons moet leer om te kan deel, soos mens vir kleutertjies leer, wat dieselfde speelding op dieselfde oomblik wil hê, maar Jesus praat met mense wat burgers van die koninkryk wil wees, of is. Die Skepper se oplossing vir hierdie potensiële konflik is om na Jesus te kom luister, wat sy wil God se wil kom aflewer het op hierdie aarde. En ons het nou vanoggend na hierdie wysheid van God geluister by monde van Jesus, gaan wees nou lief vir jou naaste, soos jy van nature ingestel is op jou eie behoeftes. En hier kom sommer 'n entjie verder terug in Matteus 7 vers 12, het ek al baie vir u aangehaal, die goue reël ter sprake, en ons almal ken dit. As jy dit gou gaan opgooi, hy is nou nie by hierdie ene, hy is by die volgende ene. Kom ons hang maar 'n bietjie met hom. Dat ek nou bietjie meer gaan wegkyk na myself af, en ook gun wat ek vir myself van nature toeëien. En dis waar die woord liefde ter sprake kom. Wees lief vir jou naaste soos vir jouself. Doen aan ander wat jy graag wil hê, jy sal wil hê ander mense moenie 'n blokkade wees in die vervulling van wat jy behoefte van jou op hierdie hiërargie nie, moet dan nou nie vir hulle 'n blokkade wees in die vervulling van hulle behoeftes op daardie lys van hiërargie. Dis nie net ek wat ter sprake is in hierdie ruimte wat God vir my vir hoeveel jaar geniet. Daar's mense wat in dieselfde mate dan, ons hou nie van die woord menseregte vandag, wat daardie regte het om volledig
mens te kan wees en nie ek. En sonde ontstaan waar ek ander persone se reg op 'n keuse vermy en my op hulle afdwing, dan regisseer, dan gaan mens agteruit na primitiewe omstandighede toe. Dink nou aan die talle vroue verkrachtings. Ek het hierdie behoefte aan seksuele bevrediging as man. Ek gaan nie die ruimte en die ritme wat God daarvoor bepaal het respekteer nie. Ek gaan vat wat ek nie verdien en nie reg op het by iemand en ignoreer hulle veiligheid en doodgewoon fisiese oorlewing. Jy sien dan, as mens agteruit begin gaan, as jy sê jy's op 'n hoër vlak en jy funksioneer op daai vlak van jou primitiewe drange wat jy selfsugtig uitleef, ten koste van ander, dan as jy op die terrein van die bose, dan as jy op terrein van die sonde, maak nie saak watter faset van jou lewe jy oor praat. As anders botsende belange is, praat. As jy maar die volgende enetjie opsit, dit bring my by die teks waar Jesus aanhaal oor homself, as hy vir sy disipels sê in die afskeidsboodskap voor hy weggaan, sy afskeidsgesprekke, ek laat julle dus nou met liefde na, en hy het mos nou met hulle gepraat, julle moet gaan lief hê, soos julle van nature julle naaste lief het, maar hier sê hy vir sy disipels nog iets meer. Julle moet gaan lief hê soos ek lief het. Met ander woorde, 'n Christen, al is my behoefte nie heeltemal bevredig, en al moet ek dalk nou iets offer, my eie bevrediging offer, terwille van my naaste se heelheid, dan moet ek bereid wees om dit op voetspoor van Jesus te doen. Want wat het hy kom doen? Hy het sy hiërargie van behoeftes op die altaar geplaas, sodat ons vervulling kan kry op alle terreine. 'n Lewe in oorvloed, noem Johannes 10 vers 10. Dit het hy moontlik gemaak. Daarom vir die Christen, vir disippels van Jesus soos ek en jy, vir mense wat met God se liefde gestuur is wêreld toe, sodat hy verheerlik kan word, kan ons daai roeping nie volvoer as ons nie soms bereid is om te offer nie, om jouself te gee of iets van jouself nie. En dink nou net, dit is veral nodig aan mense in die samelewing, want ek leef saam met mense in hierdie gedeelde spasie van die aarde, van Bloemfontein, van Westdene, dat ek veral mense sal help wat op die eerste 2 vlakke van hierdie piramide in die nood verkeer, as daar nie basiese lewensmiddele en vlak 2 basiese veiligheid is. Jy sal 'n bietjie gaan kyk dat die meeste welsynsorganisasie of barmhartigheidsdienste van gemeentes en kerke is om die basiese lewensbehoeftes van mense op vlak 1 en vlak 2 aan te spreek. Natuurlik die pastoraat hier by vlak 3 en 4 en 5 kom ook ter sprake. Maar die meeste welsynswerk word op vlak 1 en 2 gedoen. Omdat ons liefhet. Ander soos onsself, maar meer as net soos onsself. Ons moet ook bereid wees vir die tweede myl om lief te hê, dalk soms ten koste van myself, terwille van wat? Terwille van die eer van my Vader wat in die hemel is. Want so, met liefde, is ons gestuurdes in die wêreld, en waarmee ek wil afsluit, is om net te sê, hierdie groot gebod, Jesus, wat is die grootste gebod in die wet?
alles lief hê, hart, siel, verstand, en jou naaste soos jouself. As ek dan nou leer om my naaste soos myself en soos Jesus lief te hê, dan bewys ek sommer ook my liefde aan God, want hy het vir my daardie opdrag gegee om sy ander skepsele lief te hê soos hy lief het. Wat kan ek nog meer sê? Ons gemeente sê ons is gestuurde disippels. Dis wat die Here van gestuurde disippels verwag. Liefde oral en al. Al vra dit soms 'n offer van jouself. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons mooi en goed geskape is. Die ou vertaling praat van in ware geregtigheid en heiliging geskape is. Vader, maar daar was 'n sondeval en U ken die invloede daarvan dat ons geneig is om te maak asof ek alleen op die aarde is met my behoeftes en niemand anders rondom my. Daarom word die Kaïn baie keer in ons wakker wat vir Abel doodslaan. Daarom is daar konflik tussen nasies, konflikte in huwelike, in families en gesinne en by die werkplek en beklei mense selfs terwyl hulle speel op die sportveld. Want ek gun nie aan ander wat ek self vir my toeëien. Here, vergewe ons asseblief vir onsself hoe ons soms is en wat ons soms doen. En as jy ons leer bid, verlos ons van die bose, Here, kom verlos my van my bose. Ons vra dit in Jesus naam. Hy wat homself geoffer het vir al ons boosheid. Amen. Offer, het jy al die woord offer gehoor? Offergawe, dankoffers, dis wat ons nou vir die Here kan gee. Lied 532, vers 1 tot 3 is die slotsang daarna. 532.